O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, u sorg vir klein, vir groot, vir alles, en u sorg dag na dag vir my, u kind. U seun word mens. In ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding, ook vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag kom. En kom u weer in heerlikheid op wolke, maak u volkome nuut u eiendom. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u? Hoe groot is u? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik, Heer, u groote naam. Goeiemôre broers en susters en kinders, baie welkom by ons erediens. Kom ons nader tot die Here in die wete dat hy ook getrou tot ons sal nader. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God die Vader. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En van die Seun, hy het waarlik opgestaan, hy leef. En van die Heilige Gees, die Gees wat in ons leef. Kom ons loof die Here nou met vonklied 92, eerste, tweede, derde en vierde strofe. Al so mooi en wonderlik het God die Heer gemaak, en die skepping so volmaak, sien ons sy almag raak.
Gemeente, die Here het ons genooi om voor hom stil te word en ons is nou stil in sy teenwoordigheid. Kom ons luister nou na sy woord uit Matteus 18 vers 21 tot 35. Voordat ons na sy woord luister, laat ons eers saam bid. Gemeente, bid asseblief saam met my die volgende gebed van Richard Foster. Gees van die lewende God, wees die tuinier van my siel. Hoe lank wag ek nou al op u, stil in 'n koue winter van my siel. Maar nou, in die kragtige naam van Jesus Christus, waag ek om u te smeek. Hark weg die dooie blare van die verlede. Vergrys die harde kluite van my weerbarstige gewoontes en groewe. Werk diep in my in die ryk kompos van nuwe visie en vreugde. Plant diep in my siel u lewegewende woord. Versorg, gee water, koester my hart, totdat die nuwe lewe in my ontkiem, groei en blom. Amen. Gemeente, ons luister nou na die Here se woord uit Matteus 18, vers 21 tot 35. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: Betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Liewe kinders, ons het verlede week gehoor wat ons moet doen as 'n gelowige verkeerd teen ons optree en ons seermaak deur hulle optrede teen ons. Ons het gehoor dat Jesus sy disippels in Matteus 18 vers 1 tot 20 leer dat sy volgelinge mense is wat niks doen wat verkeerd is teenoor iemand anders nie. En ons het gehoor dat as iemand iets verkeerd teen ons doen, dat ons met daardie persoon mag of moet gaan praat en vir hom waar moet sê, jy het verkeerd teen my opgetree en jy moet die saak regstel. Ons het ook by Jesus gehoor wat daardie persoon moet doen met wie ek gaan praat. Hy of sy moet na my luister. Dit kan dalk ek wees wat moet luister as iemand met my kom praat oor iets wat ek verkeerd gedoen het. Ons het ook by Jesus gehoor
wat hierdie luister beteken. Die persoon met wie ek gaan praat moet besef dat hy of sy verkeerd opgetree het en moet bereid wees om te sê, ek is jammer, vergewe my asseblief. En ek moet dan antwoord, ek vergewe jou. En as dit ek is wat verkeerd opgetree het teen iemand en daardie persoon kom praat met my daaroor, dan moet ek ook luister en besef ek het verkeerd opgetree en ek moet kan sê, ek is jammer, vergewe my asseblief. Ek hoop julle die 3 belangrike sinnetjies, elkeen met 3 woorde, duidelik gehoor wat volgelinge van Jesus Christus gebruik. Die 3 sinnetjies naamlik, ek is jammer, vergeef my asseblief, ek vergeef jou. Jesus praat vanoggend veral met ons oor die 3de sinnetjie, ek vergewe jou. Ons hoor in hierdie gedeelte dat 'n volgeling van Jesus iemand is wat altyd iemand anders vergewe. Petrus vra vir Jesus, hoeveel keer moet ons iemand anders vergewe wat verkeerd teen ons optree? Iemand wat ons seermaak. Dalk 7 keer, vra Petrus, bedoelend, die 8ste keer hoef ons nie meer te vergewe nie. Petrus se vraag en mening beteken, daar kom 'n punt in ons lewe, dat ons nie meer iemand anders hoef te vergeef nie. En dan antwoord Jesus hom en sê, nee Petrus, nie 7 maal nie, maar 70 maal 7 maal. Hiermee sê Jesus, dat ons elke keer altyd bereid moet wees om iemand anders te vergeef, wat verkeerd teen ons opgetree het. Daarom vertel Jesus aan sy disippels die gelykenis van die koning, wat sy een amptenaar genadig is, en sy groot skuld afskryf. Maar as hierdie amptenaar self nie genadig teen 'n ander amptenaar optree nie, en hom in die tronk laat gooi oor sy bietjie skuld wat hy nie kan betaal nie, tree die koning streng teen hierdie ondankbare amptenaar op. Hy gee hom oor om gemartel te word, tot hy al sy skuld terugbetaal het. Met hierdie gelykenis leer Jesus sy disippels die volgende. Die koning is God ons Vader. Hy is ons genadig en vergeef ons al ons sondes. Hy skryf al ons skuld af. Die amptenare is die gelowiges in die gemeente wat genadig teenoor mekaar moet optree en mekaar moet vergewe, mekaar se skuld moet afskryf. Die gelowiges doen dit omdat hulle dankbaar is dat God hulle sonde vergeef het, hulle skuld afgeskryf het. As daar gelowig is wat mekaar nie vergewe nie, gaan daardie gelowiges aan God moet verduidelik hoekom hulle nie bereid was om ander te vergeef nie. Liewe kinders, Jesus leer ons vandag dat al ons sondes deur God die Vader vergeef is. Dat hy ons skuld, alles wat ons verkeerd gedoen het, afgeskryf het. Jesus roep ons daarom om soos mense te leef wie se sondes vergeef is, wie se skuld afgeskryf is. Jesus roep ons veral om altyd so te leef dat ons nie teen iemand anders verkeerd sal optree nie, dat ons nie iemand anders sal seermaak nie. En as ons verkeerd teen iemand anders opgetree het, iemand anders seer gemaak het, moet ons bereid wees om dit te erken en opreg te vra dat daardie persoon ons moet vergeef. Dit is nie maklik om dit te doen nie, maar dit is wat Jesus van ons vra. Jesus roep ons egter ook om mekaar te vergewe. As iemand na my toe kom en vir my vergifnis vra, mag ek nie nee sê nie, mag ek nie weier nie. Ek moet altyd in elke geval bereid wees om opreg te sê, ek vergewe jou. Dit is hoe kinders van die Here in die wêreld met mekaar saamleef. En as ons nie so leef nie, dan wag daar 'n verskriklike dag waar God vir ons gaan sê dat hy ons vergewe het. Maar hoekom het ons mekaar nie vergewe nie? Kinders, vra asseblief vir pappa en mamma om julle te leer, te help en die voorbeeld aan julle te stel
om die volgende sinnetjies in julle lewe te gebruik. Ek is jammer. Vergeef my asseblief. Ek vergewe jou. So oefen en leer jy om as volgeling van Jesus in hierdie wêreld te leef. Hemelse Vader, dankie dat U 'n barmhartige Vader is, na wie ons met ons hele lewe kan kom. Ons kom vanoggend in die wete dat U alles van ons weet. Ja, dat ons nie altyd leef soos U van ons vra nie, en dat ons mekaar nie liefhet soos U ons liefhet nie, dat ons mekaar nie dien soos Jesus ons geleer en gewys het nie, ja, dat ons teen mekaar verkeerd optree en mekaar nie wil vergewe nie. Ons kom ook vanoggend met ons seer, hartseer en pyn wat mense ons aangedoen het met hul slegte optrede teen ons. Ons kom bid dat U ons sal genees, ons lewe sal verander en ons sal help om ander te vergewe soos U ons vergewe. Ons kom bid ook dat waar ons verkeerd teen iemand anders opgetree het, U ons sal help om na daardie persoon toe te gaan en vergifnis te vra. Here, help ons asseblief om elke dag te leef soos mense wie se sondes vergeef is. Ons bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Gemeente, kom ons dien nou as begenadigdes, dankbaar die Here met ons bankoffer. Die spesiale deuroffer vanoggend is vir Msinga. En dan is dit ook vandag nasionale biddag vir malaatses. Kom ons dink ook aan ons gebede aan hierdie dienswerk. Ons vra steeds die voorbinding van die gemeente vir die dienswerk van die pre-advieskommissie, wat verantwoordelik is vir die verwerking en sifting van die aansoeke vir die vakante leraarspos. 'n kort lys moet ook opgestel word van kandidate wat vir 'n onderhoud genooi sal word. Uit die Beek 2021 verskyn weer uit die pen van die bekroonde skrywer Barend Vos. Plaas asseblief U bestelling voor of op Vrydag 25 September by die kerkkantoor met betaling, om dit teen die spesiale prys van R200 te ontvang. En dan wens ons graag die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdae hierdie week. Oeverberg te huis, Hannes Franken die 16de en Wyk 1 Annetjie Beson op die 16de September. Wyk 2 Marie van der Westhuizen wat vandag die 13de September verjaar. Wyk 3 Roan Roux die 15de, Alet Hatting die 16de en Esther Eybers die 17de September. En Wyk 4 Dorothy Rautenbach en Johan van der Merwe die 15de September en Roelie Steyn die 17de September. Soutkuil, Marina Himan die 14de, Minkie Beyers die 15de, Thys Swart ook die 15de en Fransie Beyers die 19de September. En Bokrivier Johan Swart die 19de September. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in Matteus 18 herinner Matteus sy gemeente en die kerk van wat Jesus geleer het oor hoe gelowiges na mekaar moet omsien. Hierdie onderrig van Jesus het gevolg op die twee vrae wat aan hom gestel is. Die vraag van die disippels in vers 1 en die van Petrus in vers 21. Die vraag van die disippels was: wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? En Petrus se vraag was: hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Op hierdie vraag het Jesus soos volg geantwoord. Vers 2 tot 20 waarsku hy sy disippels om nie hulle omgee vir mekaar te verwaarloos nie. En in vers 22 tot 35 beskryf Jesus hoe hierdie omgee in 'n gemeente deur onbegrensde liefde gedra word. In Matteus 18 vers 1 tot 35 hoor ons dis baie duidelik by Jesus hoe belangrik omgee, onderlinge omgee
in 'n gemeente is. Want 'n gemeente leef immers uit die belydenis. Ons glo in die gemeenskap van die heiliges. En heiliges is nuwe mense in Christus Jesus wat mekaar liefhet, soos Christus ons liefgehad het. Wat mekaar se belange op die hart dra en mekaar help en versorg. Wat nie verkeerd teen mekaar optree en in die proses mekaar seermaak nie. Gelowiges leef ook uit die belydenis. Ons glo in die vergifnis van sonde. Ons glo dat God ons sondes vergewe. Maar ons glo ook dat ons as nuwe mense in Christus verantwoordelik is om mekaar te vergewe. Dit is immers hoe Jesus ons leer bid het, naamlik, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergeef wat teen ons oortree. En dit is die voorbeeld wat Jesus self aan ons gestel het, toe hy aan die kruis gebid het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die vertrekpunt vir hierdie omgee is dat ons onsself nie belangrik sal ag nie. Ons moet bereid wees om te verander en soos kindertjies te word. Disippels van Jesus, leer Jesus sy disippels, is mense wat geheel en al van God afhanklik is, van sy goedheid afhanklik is, net soos 'n kind in alle opsigte van sy ouers afhanklik is. Die tweede vertrekpunt vir hierdie omgee is die plig om te vergewe, wat Jesus ons oplê in Matteus 18 vers 21 en 22 en vers 35. As Petrus reageer op Jesus se onderrig in Matteus 18 vers 1 tot 20, oor die regte manier waarop konflik in die gemeente hanteer word, en vir Jesus vra, waar trek mense streep as dit by vergifnis kom? Antwoord Jesus, en stel dit baie duidelik dat niemand ooit by 'n punt kan kom waar hy of sy kan sê, tot hiertoe en nie verder nie. Hier trek ek 'n streep. Ek gaan nie die persoon vergewe wat teen my verkeerd opgetree het nie, al kom soebat of smeek daardie persoon hoe ook al. Om mekaar te vergewe is 'n leefwyse, sê Jesus. Dit is nie moontlik om daarvan telling te hou nie. Vergifnis is onbeperk. Nie 3 keer soos die rabbies die mense geleer het nie, nie 7 keer soos Petrus dit goedhartig verbreed nie. Vergifnis is 70 maal 7 keer, nie 490 keer nie, maar onbeperk, tot in die oneindigheid, onophoudelik, sê Jesus vir Petrus en sy disippels. Jesus sê, Petrus, moenie meer sommetjies maak nie. Jy moet jou broer van harte lief hê, want dit is hoe God met ons maak. In die verband vertel Jesus die gelykenis van die koning en sy amptenare, van die koning se onbegryplike, barmhartige optrede teen die een amptenaar wat nie sy skuld ooit sal kan terugbetaal nie. Daarteenoor tree hierdie amptenaar, wat al sy skuld kwytgeskeld is, ongenadig, onbarmhartig, kleinlik, gevoelloos, eintlik boos op teenoor 'n ander amptenaar van die koning wat hom iets kleins skuld. Die ander amptenare wat dit sien is ongemaklik hiermee, stem nie hiermee saam nie, kan dit nie verdra nie, het 'n weerstand daarin en gaan noem dit vir die koning. En wat doen die koning? Hy roep hierdie ondankbare amptenaar tot orde, oordeel hom en laat hom boet. Uit hierdie gelykenis hoor ons baie duidelik dat Jesus sy disippels die volgende leer. As dit so is, dat al ons skuld deur God vergewe word, hoe kan ons leef sonder om mekaar te vergewe? Indien ons hartlik, sonder vergifnis ons lewe leef, moet ons weet dat die barmhartige God onbarmhartig oor ons sal oordeel. Met ons sal dieselfde gebeur as wat met die eerste amptenaar gebeur het.
Liewe broer en suster, dalk is jy vandag kwaad vir iemand wat jou seer gemaak het, wat jou misbruik het, wat jou teleurgestel het. Dalk is dit nie vir jou maklik om daardie persoon te vergeef nie, omdat daardie persoon se optrede vir jou lyding en swaar kry meegebring het. Jesus roep ons egter op tot 'n lewe van vergifnis. Daarom is dit belangrik om vas te stel, wie is daar wat ek of ons moet vergewe? En wat is die skuld wat daar tussen ons en ander mense is? En wat kan ons doen om die waarheid oor onsself te hoor? Wat is daar wat tussen ons reggestel moet word? En hoe kan dit reggestel word? En hoe kan ons opreg berou wys dat ons woorde nie net hol sal wees nie? Die 4 waardes van die seisoen van menswaardigheid, naamlik respek, luister, omarming en liefde, kan op verskeie maniere tot vergifnis bydra. Wanneer ons met respek na mekaar gaan, sonder vooroordele na mekaar luister, mekaar omarm en dit in die naam en met die liefde van Christus doen, word dit makliker om mekaar te sien soos Christus ons sien en teenoor mekaar op te tree soos Christus teen ons opgetree het. Hierdie waardes kan ons help om mekaar selfs 70x7 keer te vergewe. Kom ons leer en oefen om vanuit die liefdeshart van God te leef, om elkeen die ander hoër te ag as onsself, om mekaar volhardend te respekteer, mekaar agterna te loop en mekaar te vergewe. Met hierdie liefde is ons gemeente 'n lewende gemeente van Christus en leef ons as lidmate soos volgelinge van Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, ons aanbid U as ons God, wat nooit faal om God te wees nie. U lei ons op ons lewenspad en bring ons by groen weivelde en stille waterstrome. U beskerm en bewaar ons wanneer ons deur donker dieptes moet gaan. U lei ons op die regte pad. U oorlaai en seën ons met oorvloedige liefde en trou. U verryk ons lewe met ons familie en vriende, met medebroers en susters in Christus Jesus, U Seun. Ons loof en dank U vir al U seëninge in ons lewe. Ons kom bely vandag dat ons daagliks faal om as toegewyde en getroue volgelinge van Jesus Christus in hierdie wêreld te leef. Ons is so geneig om vir onsself te leef, na ons eie belange om te sien. Ons tree dikwels harteloos, liefdeloos op teen ander. Ons leef ook met ons pyn en wrok en haat en is nie bereid om te vergewe as om vergifnis gevra word nie. Here, wees ons genadig. Leer en help ons om dankbaar uit U vergifnis te leef, ander lief te hê, nie verkeerd op te tree nie, vergifnis te vra as ons verkeerd opgetree het, en reg te maak waar ons iemand kwaad aangedoen het, en te vergewe, soos U ons vergeef het. Lei ons, o Heilige Gees, om na die lering en voorbeeld van Christus Jesus, as sy volgelinge in hierdie wêreld te leef, sodat die Vader in alles verheerlik sal word. Ons bid dit uit genade alleen. Amen. Gemeente, die Here stuur ons nou uit om in hierdie wêreld uit sy vergifnis te gaan lewe en om mekaar te vergewe. Kom ons sing nou lied 284, die eerste, tweede en derde strofe saam met orgelbegeleiding. Laat Heer U vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien.
Gemeente, gaan uit en lewe in dankbaarheid vir dit wat God vir jou gedoen het. Gaan uit en vertel aan ander van God se magtige dade. Gaan uit en lewe God se goedheid en genade, sodat God ook ander deur jou lewe kan sien. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees.